Vader, in die naam voor alle name. Amen. Die naam, die enigste ene, Jesus Christus, of Jezus die Messias, die een wat so gekom het en gekom het. Here, ek wil vanaand, is ek vanaand afhanklik, o Gees van God, van U. Ek is vanaand die een tussen U en hierdie groepie mense. Hierdie kindertjie van U wat voor my sit vanaand. Here, en ek bid dat ek hierdie woord van U aan hulle sal oordra en hulle sal versterk sal wees. En ek dank U daarvoor, Here Jesus. Vader, in die naam, bo alle name, in die naam van U Seun, Jesus Christus, sê ek vanaand dankie. Gees van God, ek bid, Here, dat U sal waai oor hierdie vergadering vanaand. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. Amen. Baie dankie vir die uitnodiging dat ek U kan kom bedien. Ja, prys die Here. Ek dink die laaste keer was dit by 'n konferensie of iets. Ja, Pinksterfees. Nou voor ek by die woord Pinksterfees en by die woord uitkom, op Pinksterfees, iemand sê nou die dag vir my, Pinkster beteken 50, ek sê ja, dit weet ek. Ek weet nou sal my sê algemene kennis nie, maar anyway. Hy sê ek is nog nie 50 jaar oud nie, sê ek dink jy sal ek nou dan verloor gaan. Smile ek ook maar net. Maar dit niks met jou ouderdom in elk geval. Nou hoekom was dit? Om die eenvoudige rede, dat op daai stadium het die Gees van God beweeg op daai tyd. As ons kyk wat presies in Israel gebeur op daai stadium, was daar horde mense gewees van al die lande in die Romeinse Ryk. En hulle moes opgekom het. Dis hoekom elke ding geleentheid was daar. Dit was 'n toeval nie. Hoe die ou mense gesê, as jy toeval, dan val die hemeldag op ons en dan kry ons blou kappies. Nee, niks gebeur vir toeval nie. Niks gebeur maar net nie. Elke ding gebeur door God se beplanning. En ek wil hê jy moet vanaand gaan oopmaak in Handelinge 1. Handelinge wat geskryf is deur Lukas. Hierdie ouetjie was ook natuurlik net van 'n agtergrond, die gewone gemeentelede wat nie weet nie. Hierdie ou was eintlik 'n baie slim man gewees en sy heer het hom en sy ouers, hulle was blykbaar slawe gewees. Maar Lukas was 'n besondere ouetjie en hy was raak gesien. En soos hy groot geword het, was hy begin skool en sy meester het hom gestuur om het leer vir 'n dokter. Nou ja, daai jare se dokters en ons dokters natuurlik baie groot verskil, maar tog was jy as 'n geleerde man bestempel. En Lukas het natuurlik het hy Handelinge sowel as sy boek Lukas geskryf met 'n spesifieke doel wat die Gees van God aan hom gegee het om te doen. En hy moes vir ons hierdie goed met die pen neersit vir ons wat later in die eeuwe kom. Daarom gaan ons vanaand na Handelinge 1 vers 1 tot 8. Dit is eintlik my groot deel wat ek gaan lees. Maar ek gaan nie die hele deel lees vir jou nie. Ek gaan vanaand net lees 7 en 8. Hy sê, en hy antwoord hulle, dit is vir julle nie toe om die tye en geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Nou hoekom het dit gevra? Gaan Israel opgebou, want die disippels wil nou weet wat aangaan. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as hele Judea, Samaria tot aan die uiterste van die aarde. Ok, op daai stadium weet ons dat dit was basies maar die Romeinse Ryk gewees en ander dele. Nou ja, al het gesê jy sal bietjie dom wees as jy daar moet ingaan. Jy kan daar sonder lewe terugkom.
En daar glad in elk geval nie, want as daai barbarie of vermoorde, het jy ook teen vir krokodille of leeu's of iets gevoel. Maar hierdie klomp apostels op, na hulle krag ontvang het en die Here vir hulle gesê het, gaan, het hulle opbeweeg. Hulle het die bekende wêreld in beweeg. 'n groot seker dele hier van Afrika, Noord-Afrika, wat die lande gekry, soos Libië, Egipte, wat in die noorde van Afrika, party van hulle bekende stad of dorp, eintlik nie regtig 'n stad, ek praat van 'n stad Timbuktu, wat 'n woestynplek was, wat daai jare, en seker daar, plus minus paar jaar later eintlik, en hulle sê meer as omtrent daar in Christus tyd, geweldige karavane het daar verbygetrek. Nou, die wat nie weet waarvan ek praat, karavane nie, dit is nie woonwaans nie, dit is 'n klomp mense wat trek met kamele saam. Het ook nie gewag daai dae om alleen sommer rond te trek nie, want soos ek sê, jy kan daar vir jou lewe betaal. So daai man betaal het, want net tussen Jerusalem en Jericho het die mense om oorval en het doodgemaak. Kom ons gaan vanaand 'n bietjie terug na die skrif toe. Die woord van die Here sê dat ons sal krag ontvang. Dit wil sê dat Jesus dit 'n belofte gemaak. Want die apostels het daai stadium met hulle geweet van die profete, dat die Here die profete gesalf het. Hulle geprofeteer, hulle dinge gedoen. Toe kom die Here Jesus vir 3,5 jaar omtrent. En hy beweeg saam met hulle, en hulle sien wat hy doen. En snaaks, nog steeds kon hulle nie glo en verstaan wat hy gedoen. Gaan daar, is 'n eensame pad. Hier gaan hy. En as jy hoor, hier iets aankom, groot mootperde gewees, want dit is hooggeplaaste Ethiopië. En baie mense wat nou nie weet nie, ek gaan maar so ingooi, hulle is so, kan ons sê, half Jood, half nie Jood. Ek weet nie hoe kan mense stel nie. So mix daar. Maar hierdie ou nog begin om te gaan bid, sê die woord. Hy gaan aanbid. So, eerste ding sê dit, daai hofdienaar van die koningin van Ethiopië was 'n gelowige man wat in God geglo het. Amen. Volgens die ou verbond was hy besny op die 8ste dag, glo my. Jy kan vat so seker as hier, dan gaan jy sê hoekom. Want 'n sekere vrou op sekere tyd jare vroeër het vir Salomo gaan kuier en sy het 3/4 van die klomp priesters goed saamgevat en die Joodse geloof aangeneem. Tot hierdie hofdienaar, die Bybel gee nie sy naam nie. Nie belangrik nie, sou dat mense dat sê. Maar hy het die Christelike geloof oorgedra aan die Ethiopiërs. Ja, maar vandag is die een kant daar in ons eie dorp. Die een kant van die dorp is Ethiopiërs is Christen, die ander kant van die dorp is moslems. Wat het daar gebeur, dit weet ek nie. Koning Jesus kan dit eendag vir ons sê. Maar ek wil hier vandaan sê, die woord van die Here sê, ons sal krag ontvang. Amen. Jy weet jare gelede, in 70 jaar, ek is nie so werk so oud nie, maar in 70 jare toe ek 'n tiener was, het ons so pamfletjies gekry, Christus wat minder. Nee, ons ben heeltemal niks. Iemand bring dalk 'n baie mooi boodskap en dit is verby. En as jy uitloop en tel almal op jou oë, dit was so baie mooi boodskap. Maar wat maak die mense met die boodskap wat uitgaan? Ek vra. Hoeveel is my gebedslewe? Hoeveel is iets gebedslewe? Want as jy nie bid nie, en met die woord van God besig is nie, gaan jy verloor. Amen. Hulle het so baie snaakse siekte, wat mense kry naamprings is baie, ballonsnaaks is die prings is nogal baie net vir daai tipe van siektes. Want hulle dink hulle is altyd te vet. Nou wil hulle maar word. Nou eet hulle iets siek, dan loop hulle draai en gooi hulle dit wat hulle geëet het weg.
en dit so kan stel. En maar as gesê ek moet altyd let dat ek ordentlike kanseltaal praat. 'n Pastoor en 'n gemeente. Hoeveel van ons mense doen dit dalk in die gees ook? Ja. Die prediker, wie ook al, die evangelis of die herder, wie ook al die woord bring. Jy eet hom, en dan loop jy net en draai jy aan die ander kant. Dan gaan gooi jy dit weg. Jy raak dit uit hoor. Bemane dan weer oor dalk. Paulus staan voor die gouverneur Felix. Felix nooi toe vir koning om saam te wees. Hy sê kom, ek het 'n man wat die dood gaan is miskien nou nie weet. En dis haas op pad na ons. Dit klop aan ons deur. Woord sê van die Here sê ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom en ons sal sy getuies wees. Is ons in die jaar 2020 wat ons begin 'n getuie wees vir Jesus? Of gaan jy soos 'n jakkals wees en draaie maak en sorg dat jy uit is? Wil nie my eie beeld blaas nie, maar ek jou sê baie van hierdie moslems weet wie ek is, ek groet vir hulle en ek praat baie keer met hulle. Die een het ook iemand op vol vir my Afrikaanse Koran gegee. En ongelukkig op 'n vol te sê, hoor jy so, hierdie Bybel, kom ons gaan dit so stel, hierdie mooi Bybel in boere Afrikaans wat ons het, gaan mense oordeel en dit ons nie doen nie. Maar glo met die Koran gaan daai kom net so hard oordeel. Ja. Want daai boek praat van Jesus en sy moeder Maria meer as enige iets anders. Nie eers hulle profeet Allah, ek meen Mohammed, het so baie van hom geskryf as van Jesus nie. Jesus se wonderwerke. Ek vra 'n vraag vanaand. Is ons kragtig of kragloos vandag? Hy sê maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Kom ons gaan 'n bietjie meer na die ding, die uitstorting van die Heilige Gees daai dag op Pinkster. Wat het gebeur? Dus ek sê hierdie mense het 'n afwagting gehad. Die Here het vir hulle gesê gaan Jerusalem toe. Wag vir my. Na hulle gepraat het, toe sien hulle hy begin slaan grond soos 'n os wat geskiet is. Anders kruip weg as die Job, weet nie wat hier aangaan en dat ons weghardloop. Anders bely hulle sondes en kom by Jesus uit. Waar is ons krag vanaand, geliefdes? Waar is ons krag? Amen. Vanaand sê ek, bid vir jou broer. Maar dit is ook nie waarheid. Suster, moenie bekommer wees en draai op in die gebed. Siekes word nie regtig weer gesond nie. Dowes hoor nie. Blindes sien nie. Krepels loop nie. Ek vra van waar staan ons met Christus? Waar staan ons met die krag van God? Bly met gedaan na my toe gaan, ek gaan na Matteus toe op. Ek het nou 'n ander ding hier net voor by Matteus kom, Joel, ek kyk daar in my King James vers en dis is gewone King James. Nee, hier is maar nie weer ene nie. Nou ja, ek kan nie die naam so uit sy naam hier. Nou pastor is my model braai. Yahweh is God. Dit is die eintlike regte een vir julle weet of sy naam is, maar dis die regte manier hoe hy gespreek word. Yahweh. Maar ek wil vandag sê hy is God almagtig. Amen. Hy is die krag. Die Hebreërs en Arameërs praat ons van dis wat Mashiach. Jy kan sê nie. Maar op
daai stadium het hulle al begin verstaan, maar hulle het toe nie geweet wat gaan presies gebeur nie. Tot waar wat die woord van die Here sê in Handelinge 2 ook, dat die huis geskit is en die Here hulle gedoop het met sy gees. Ons sal krag ontvang. Nou ek praat vanaand vir myself en elkeen van ons wat sê ons is mense wat Jesus ken. Die gawes werk. Maar ek praat vanaand en ek praat vir my as 'n prediker eerste. Maar het ons dan kragteloos geword? Ja, amen. Ek vra. Amen. Ek gaan jou 'n voorbeeld vat. Ek het bijvoorbeeld 'n rugseer. En ek begin by pastoor Niels om vir my te bid en die ander pastoor en ek gaan deur van die ou kerkraadlede en die gemeentelede en 1000 ander plekke sonder Christus. Kragteloos. Jy bid dat jy blou word en niks gebeur nie. Maar hier kom hierdie ou. En hy vertel vir die hofdienaar stop. En hy vra hom, die hofdienaar is besig om die boekrol van Jesaja te lees. Jesaja 53 in ons Bybel. En hy sê vir hom, kan nie verstaan en die man vry, maar ek kan nie, praat ek met hom iemand anders te. En hierdie jongman sê, ek sal hom, stop, dan sal ek jou verduidelik, ek weet waarvan hy praat. En hy bring hom die evangelie van Jesus Christus. En net so een wat hulle gery het en hierdie groot was opgewondenheid, nie net om nie, maar die persoon ook seker wat hierdie beampte van die koningin vergesel het die priesters van Jerusalem gestuur het. En so vinnig aan my taal gesê, wat is dit verhoor? En hy sê ook dat die vorige gouverneur het iemand, hy was verlaat en so aan. En dan gaan luister wat hy sê. En wat sê die gouverneur op die einde van die dag? Paulus, gee my 'n kans. So later weer na jou hoor. Op 'n kolding was hy ook nog gewees en sê, Paulus, die geleerdheid het jou nou mal gemaak. Goed werk nou nie meer so lekker. Ja, die geleerdheid, en is weet jare gelede waar 'n plek waar ek gewerk het, en ons het dit genoem, mense, dit is Bible punch. Dit wil sê, ek weet nie of mense reg Bible punch kan raak nie, maar in elk geval. Jy later hoor. Die gewit lig. En hy lig op 'n wolkpad om weg. En die engele sê vir hom, die boodskapper sê vir hom, soos julle hom gesien gaan het, so sal hy terugkom. Amen. En hy haas in Jerusalem rond. En hulle weet wat om te doen nie, maar die Here het vir hulle gesê, wag hier in Jerusalem. En dan gaan daar na die boventrek toe. Opgewonde, hulle weet nie wat gaan gebeur. En skielik daardie toe hoor hulle wind. Dog net 'n wind wat bietjie opsteek, maar hierdie is nie 'n wind nie. Hierdie is mense gedagte dat hier is 'n probleem. Hier is 'n storm op pad. Maar die woord van die Here sê dat hy het geskit, daai gebou het geskit. En 'n vuur vlam het op hulle verdeel, tonge, en op elkeen gaan en hulle begin praat in verskillende tale. Jy kan daai deel lees, Egipties en Libanees en pragtige ene. Matteus 17. Ons gaan 'n bietjie daar hoor wat sê Matteus vir ons. Matteus 17. Ek dink dis amper die deel wat ek geliefd het wat ons amper kan slaan. Matteus 17. Die weet weer goed. Matteus 17. Daar sê. Matteus 17. Wat sê Matteus 17 vers 21? Die opskrif in elk geval is verheerliking van Jesus op die berg. Hy sê maar hierdie geslag sal nie uitgaan behalwe deur gebed en vas. Jou ete en
werk om so uit, laat jy dit doen. En ons daai groot bord uit, groot ding uit wat baie ras en baie geld in jou sak en ja. Op daai stadium. Los, wat is dat baie goed doen. En as jy nie kan regtig, miskien, soos ek sê, kos los nie. Gaan dan vir Daniel vas, vrugte en groente. Maar die Bybel sê, toe hy en sy maat daar klaar was, toe kyk daarop die na hulle so en sê, kon nie snaaks weet nie. Dus dit is net al wat julle gee, julle nie iets anders te gee, die gedink ek het hy daar miskien vir hulle gevraag. Sê nee, net dit wat jy vir ons gegee het, ons gee. En die woord sê, hulle beter gelyk as die ander ons wat lekker kos, en steeds en van die beste geëet het aan die koningstafel en sy wyn gedrink het. 3/4, ek weet nie of dit nou net sterk drankwyn of gewone wyn was nie, in elk geval. Maar die manne het beter gelyk Daniel en sy 3 vriende as die ander klomp. En dat jy krag begin loop, dat die gawes van God in jou begin werk en jy jou oor kry om te hoor wat die Gees vir jou sê. Baie mense ongelukkig glo nie meer in hierdie dag om af te som. Ja, hy bid, maar hy gaan nie in afsondering voor die aangesig van die Here. Hy sê, maar ek kan nie verstaan, die gemeente goed nie, en ek preek swaar. Ja, ek weet daar baie harde koppe en harde nekke, maar die woord sê ook hulle wat harde nekke is, God gaan hulle nekke breek. Jammer om te sê ek soek die krag van God, soos die dag van God. Wat vir my baie hartseer maak, binne jou, tussen 1906 en 70's, ek kies die laaste. Onder was ek ooit so lang, die krag van God, naam en binnen, afgelopen. Waar was hy daar? Toe daar gebid was. En die vuur van God het geval. Ek vra vanaand vir myself. Hierdie boodskap is vir myself aan die begin van die jaar. Is die altaar vir my hart reg? Is die altaar van my huis reg? En dan die groot vraag seker vir ons wat in die bediening staan, daar en herders. Hoe is die altaar van die gemeente hier? Is hy reg? Bly in skerwe. Want hulle is in skerwe lê, kan die vuur nie val nie. Help my praat en baie sal daar weet na van die ouer mense, weet daar by Beulah Park en wat is daai een van die AGS, ek kan dit nie eens van onthou nie, maar laat die pad, die weet die Gees van God het so geval daar, hoe dit was so lekker. En ou vlees maak nie meer lekker as jy vir baie lang tyd in 'n yskas gestaan en al maak. Soek nou weer nie. Ek vra vanaand, geliefdes, hoor wat ek sê. Daar vanaand mense is in hierdie gebou. Jong en oud. Klein en groot. Want die woord sê God, baie mense wat in die ambag is, al weet naam in die boubedryf. Jy bou nie 'n plek, as jy nie gaan in kostes bereken vir jou sement, jou stene, jou hout, jou teels, enigiets. En daar is nou, julle gemeente wil een of ander tyd 'n kerk bou. En jy moet die koste bereken om daai kerk te bou, nie halfpad afbou en sê, nou kom het, hoor nie, ons het nou nie meer geld nie. Wacht nou vir die volgende 10 jaar, om jy weer geld krijg. Jy moet gaan kostes bereken om te doen. En ek wil hier vanaand sê, wees verseker, as jy die kostes het gewerk, en jy sê, ja, ek gaan dit doen vir jou, dan gaan jy. Amen. Deur die krag van die Heilige Gees, aanspoor. Nou glo my, ek kan jy verseker, soos hierdie evangelie waar is, kan ek hier vanaand sê, jy gaan die vrugte pluk. Ons gaan die vrugte pluk. Amen. Die Here sê julle, dankie. Amen.
Amen. Dankie man verloor. Julle sal krag opkom. Amen. Ja. Amen. 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 So hierdie jaar het vanoggend gesê van amen. Ons sê so lekker amen. Maar ons weet dit sal so wees. Ja. Met die seënwense het ons afsluit met amen. 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 Ek wil sommer die afkondiging doen terwyl ek in die koor is. Ons het van Woensdag af is daar weer bidduur. Amen. Woensdag aand is daar bidduur. Woensdagoggend is daar nog 15de. Nie volgende week. So? Right. Ons sal vir julle 'n GPS location gee, maar julle ken braak waar julle is dan hierso. So 7:00 het ons vergadering. Almal julle weet wie is julle wat die invites gekry het. Ons het baie groot planne vir julle vir hierdie jaar. Ek het op my WhatsApp status dit as ons het goed afgesluit laas. Raar, as ons kyk na die breakfast wat ons gaan gehad het by die hoompie. As ons kyk na die oujaars aandete wat ons gaan. Man, die Here het regtig onderneem. As ons kyk na die funwalk, dit was Jenny en ek. Ons kyk na die outreach met die jeug en ander julle, die binnekant. Gaan dan heen, maak 'n verskil in iemand se lewe. Ja. Miskien moet jy net daar wees. Miskien sit jy 'n smile op iemand se gesig. Ja. Miskien het jy hand op iemand. Amen. Amen. Kom ons sluit ons oor dan. Sluit ons hier. Ons gaan nog koffie of drink hierna. Ek is dus in ons koffie kom. O ja, sorry, ek is weet 20 tree voor en my vrou, ek moet ook nou sign language leer. Bram, wil jy nou nie vir ons gaan maar eers ja. Arleker jy staan voor ons daar reg dat isie aanbidding is. Die nagmaaltafel het ek juist opgelos vir die mense wat nie vanoggend by die nagmaal kon gewees het. Maar as jy vanoggend nagmaal gevat het, jy wil dit vanaand weer doen. This is the meal that heals. Dis die bloed van Jesus wat saam. Ja. Hoe meer jy te doen kom met die bloed van Jesus. Nee, hoe skoner word jy. Amen. Dis 'n stain remover and it remove your yesterdays. Na ons 'n boerenasie, is dit nie? As jy aan koppig staan, nettige klomp mense by mekaar, wat ek en dat se lewens gesien het, is hierdie boeremense. Is dit nie waar nie? Ons het ons almal Afrikaners wat hier sit. Ons het 'n paar Italianers en Grieke en Morgaanse en die soort Afrikaners. Namens 'n bietjie evangelie van Jesus kom. Jy weet dan my pa was 'n ouderling, my oupa was 'n ouderling, ek se ouderling, dit gekartiseer is aangeneem en voorgestel. Dis die een by DCI die voorsitter. En dis 'n pragtige jong man en hy sê die aand, ek weet Saterdag aand, Sondag moet hulle voorgestel word. Saterdag aand het hy nog gaan dop, volgende oggend staan hulle almal aan 'n ry voor die gemeente, net so babbel as hy weet nie of dit in Gans sê ek wil die krag van God in my lewe hê, soos wat die Bybel sê en ek is bereid om te loop, hierdie pad te loop. Glo my, dan sal jy groei kry. En ook jy moet sukkel met mense van ander kerk af om tot een regtig op die ons in die straat is sal kom. Dan lyk jy miskien so erg en so kyk jy longetjie van outer wat het ons nou hier. Maar die Here red sy siel en maak hom vry. Amen. Ek gaan nou net 'n getuienis van die laaste afsluiting gee. Maar nie dis die laaste. En die Potchefstroom baie praat van Potchefstroom sê dat baie uit maar af Kreersdorp. As ek daai ek my vrou en my seun was op daai stadium.
vroue bid hier van die 15 af. Maar ons bid hier volgende week. Amen. Woensdag aand 7 uur by die kapel. Hier begin ook Vrydag. Amen. Amen. Right, en dan Sondagoggend het ons singsong op Vrydag. Sondagoggend het ons 10 ure diens, Sondag aand het ons 6 ure diens. Ons het gisterand, ek wil net gou 'n klip in die bos gooi, het ons 'n fantastiese movie gekyk. Breakthrough. Ja. Hoe sal julle laat op een Sondag aand dat ons bymekaar kom, ons maak nog steeds die naam van die Here groot. Maar ons kom by mekaar en ek wil graag die gebed van 'n moeder vir julle wys. Ja. Waar die dokters vaak gesê het, dit is verby. En sy kom en sy staan langs daai dooie kind van haar en sy sê, Here, laat u gees jou sonde. En dit is dieselfde bloed wat die genesing bring. So vanaand, ons moet nie haastig wees nie. Ek is sagte aanbiddend. It's nice. En dan kom en dan nooi ek julle uit na hierdie tafel. En julle is welkom. Vir die wat nou nie vanoggend die was en wat die was vanoggend kom, daar is nog. Amen. Maar ek word nie gesond nie. Hoekom word ek nie gesond nie? Het ek ongeloof? Of wat is die fout? Want by Jesus is dit die fout. Amen. Ja. Hy kom hy sê, gister, vandag en tot aan alle ewigheid is ek dieselfde. Hy het nie die fout nie. Nou waar lê die fout vandaan? Met die kinders van God, dat niks gebeur nie. Hoeveel van die 9 gawes, wees eerlik vanaand, hoeveel van die 9 gawes van die Gees is werklik in beweging, in werking? Ek het vanmôre 'n woord gehoor en dit was, geen mens kan 'n woord bring as jy nie 'n bidder is nie. Ek het 'n woord gehoor. Dit word nie beskryf nie wat toe gebeur het en wat nie. Maar ek glo, onthou hy het nie sy eie waantjie gery nie. Hy het iemand gehad wat sy karretjie vir hom gery het. Tot sy hoog geplaas het. En hy het 'n paar, heel moontlik, paar wagte saam met hom gehad. Want soos ek gesê, daai jare, het jy nie alleen rondgery nie. Met die dom mense doen dit. Naam so hoogwaardige bekleed. Maar die woord van die Here sê, toe daai man die boot aanval, toe sê, daar's water. Want hulle moes daar in elk geval stop om water te kry vir die pad verder. Hy sê, wat hinder my om gedoop te word? Net soos hierdie dae met mense sukkel om mense gedoop te kry, never mind, om eintlik kan ek so stel, 'n klomp sondaars deur die water te jaag nie. Hy het so omgered en so, ek wil nie soos 'n klip nie, wanneer ek nooit by Jesus uitgekom nie. Maar ek wil vanaand vir die gemeente sê, waar is ons krag in hierdie eeu wat ons leef? Glo my, hy het die krag van God gesien, maar hy het sy rug daarop gedraai. Maar glo my, hy het elke ding gehoor wat Paulus gedoen het, hy het elke ding gehoor wat Johannes en Petrus gedoen het, en die ander apostels en van die gemeentelede. Glo my, hy het ook gehoor hoe Stefanus die eerste martelaar gesterf het vir die naam van Jesus Christus. Ons weet nie wat gebeur nie. Iemand het vir my vandag gesê, hy sê, hy is een van die topwerkers in die sekere firma. Hulle bou blykbaar masjiene en goeders. Waar
babies en alles, hulle begin praat. Maar ek glo daar's van hulle wat in elk geval in hemelse tale ook begin praat het. Ander klomp het gesê, dis 'n klomp dronk ouens hier. Hy sê my 3de uur. 8 uur vir ons tyd. Petrus staan op en hy sê, dis nie dronk mense nie, maar dis wie daar profeet Joël geprofeteer het. Die laaste dae spreek God, sal ek my gees uitstort. Eendag het iemand vir my ook gesê, maar God is 'n God van orde. Moenie so raas nie. Nee, hoor jy so ek vra nou 'n vraag by hierdie gemeenskap. Wat is God se orde en wat is ons orde? Amen. Ek het daai mense op 'n pol gevra, sê nou hoe dink julle daai dag in Handelinge 2 plaasgevind? Is dit nou hoe ordelik sou julle gesê het was dit? Mense, nou ek het vir my en vir u vanaand baie slegte nuus. As ons wil kom waar die Here Jesus ons gehad wil hê, dan moet ons begin pas met gebed. Nou wat ek sê nou ja, die jonges kan dit makliker doen, seker sy ouers. Maar ek wil vanaand sê, kom ons begin by die ouer mense. Julle kan miskien nie met die krag rond te ry nie, om mense te besoek nie, dit en dit. Maar gaan daar in die binnekamer. Bid vir die predikers. Amen. Bid vir jou familie. Bid vir jou dorp. Die grootste predikers tussen ons, wat sukses behaal het, is nie net sy alleen, sy afsondering en vas in gebed nie, ja, dit moes ook wees, met die 110 ander mense, wat hy daar nie eens kon weet, wat vir hom ingetree. 'n Goeie voorbeeld, julle het al seker gehoor, baie mense praat van, nuwejaarsvoorneme, ek het geen nuwejaarsvoorneme nie, behalwe Here Jesus, en die Gees van God, Heilige Gees, help Leon, om hierdie jaar te doen, wat u wil hê, ek wil doen. Ek nog gaan sê, weet julle, ek begin vanaand hier by julle, en teen einde van die jaar as ek nog leef, dan gaan ek 10.000 mense hê vir wie ek preek. Ek hoop julle kan lekker lag, want julle moet nou vir my lag. Is dit nie waar nie? Eerste plek is die ou wat dink hy is, ek weet nie wat nie, en goed nie. Maar die Gees van God in jou lewe kom, Amen. en in jou lewe opereer, Amen. doen jy goed. Dis waar. Is dit waar of nie waar? Dis waar. Dis waar. Wie was die jongman? Ek glo jy was eers weer by die teater en praat nie van Stefanus die eerste makelaar nie, die ander jongman. Here sê vir hom, want klip kan jy nog ordentlik iets opskryf en 'n baie groot klip is kan jy heeltemal Jesus ry daar opskryf. Kleintjies kan jy dit so pak en Jesus se naam daar skryf. Maar hierdie man sê dat wat behinder my? En toe hy gedoop is in die water uitkom, sê die woord van die Here, die Gees van God, Philippus vat en hom op 'n ander plek gaan neersit. Hy was nie eers, sover ek weet, help my reg, sover ek weet, was hy nie eers 'n diaken nie. Hy was 'n gewone gemeentelid. Amen. Vergeet wat die apostels gedoen het, die woord van die Here sê wat geloof en skade wees het geval, mense het gesond word, duiwels het gespat, elke ding. Maar hier 'n gewone mens, dis hoekom vanaand in die begin van 2020, wil ek vir julle aanmoedig, die woord van die Here sê, ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom, en ons sal dinge doen. Jesus het gesê, julle sal meer doen as ek. Amen. Maar wat doen ons vandag? Ons doen 3 keer as jy ons in gelees ewen hulle, weet nie wat nie, dan bid hy sê, Here gee my insig en wysheid om hierdie ding te doen, en die Here help hom. Die ene ou is die hoofdirekteur van die besigheid gesê, hulle kan almal fire, maar hulle moet net nie vir daai man fire nie. Dan is jy ook maar gefire. Hy het vir sy voorman aan gesê. Hoekom het hulle leen hom nie? Hulle weet waar daai man pad gebeur is. Maar toe sê hy vandag vir my, hy sê maar as hierdie merk van die bees inkom, dan hom sê, vat die merk, en hy gaan sê nee, so wat gaan gebeur, hy gaan koop. Dit hardloop so van hom. Weet iemand het op 'n kol gesê, China gaan evangeliseer, en weet jy waar gaan van hierdie lande, die ander kan die skreeuwgeoorgies, en 'n draai in Amerika gemaak, toe sê ek, nee wat, bly maar liever, die Jan Tuisbrei se kerkie inbraak van in Suid-Afrika, daar die pers weer oor.
Ons sit hier in hierdie gebou. En God stuur daai wind hier in vanaand. In hierdie plek skud. En van hier pastoor af reg deur tot by my. Klein en groot. Val onder die gees, profeteer, praat in tale. Wat dink jy gaan hierdie mense hier rondom ons doen? Dan sê wonder wat van daar by pastoor deel sal maak. Blomme, hulle sal hier na toe hardloop kom kyk en sê, hoorie wat gaan aan hierso? Breek die mense die plek af? Nie een van ons is vandag wat hier leef, vandag wat hier sit. Sal weet nie, maar ons het gehoor in 1906, 1914. Wat het God gedoen? Dat die brandweer gejaag het, met al die plek is Jenny aan die brand. Polisie en die brandweer in haar toestand van God hulle daar neerteen by die deur hulle. Seker, vrou het eendag vir 'n preek, pastoor gevra, pastoor, vir wie moet ek bid, want ek weet nie. Toe sê die pastoor, "Wel, bid vir my." Sê, "Haai pastoor, hier is die pastoor, ek kan nie vir jou bid nie." Toe sê suster, ek is reeds die een vir wie jy moet bid in hierdie gemeente. Die evangeliste, bid vir hom. Bid vir die kerkraad. Dat God hulle kan versterk deur sy genade en sy krag. Ons kom weer krag toe. Pas in gebed, my geliefdes, is vanaand 2020 se sleutel. En dan wil jy nie pas en bid nie, dwing jy om te pas. Want ek weet daar is mense wat medisyne miskien kan kry en nie kan pas nie. Dis logies. Maar kyk wat hy dan Dinsdag is. En die dominee sê, broers en susters, ek wil julle sê, hierdie klomp jong mense dien die Here, hulle is lief vir die Here, hulle is gered. Dus hy bid eintlik net dat die dominee klaar kom aan sy pop op ons. Pas, kom by Jesus uit. Jong man, jong dogter, kom by Jesus, bejaarde, kom by Jesus uit. Die evangelie is eintlik amper, kan ek sê, meer vir die jong mense as vir die ouer mense, nie dat dit die ou mense afskeep nie. Maar as jou ou mense bene nie meer kan hou nie, en dis hoekom ek gesê, waar is die bidders? Waar die jong mense kan gaan, by die skool, by die universiteit, by die college, waar jy ook al is, by 'n werk, en jou lig laat skyn, en dan die krag van God in jou lewe begin manifesteer. Ek vra vanaand, ook so voorgesit wat ons as die kerkraad en jy moet help in die bediening van mense. En jy kom hierdie ou en ons sit om wat dinge en hy begin en die Satan homself begin manifesteer met daai man. Nou ek van hierdie stoel gestaan. En daai klein mannetjie gly af so 'n bakpootjie staan. Snaider was hy. Maar hy wil begin daar beweeg. En die een ou pak sy Bybel oop, die jong man, en hy sit sy Bybel op, ons bestraat daai Bybel. Toe daar ou inkom, ingestap het in die agterkant van die kerk. Toe het hy na drank geryk, hy het 'n rugseer gehad. Hy was sterfel. Toe die Here Jesus in die gees van God met hom plaas. Dus hy nagter lewe plaas in hierdie kind. Waar daai kind lewendig word na langer as 'n uur dat die kind dood was. Amen. Ja, wie van julle het al daai movie gesien Breakthrough? Hier's 'n paar wat dit is. Hier's 'n paar wat dit sien. As ek van die groot aantal se kind Yes. ja nee. Dis 'n fantastiese movie. So ons gaan in hierdie maand van ons is dan nou nie Sondag weer besou kom nie. Maar in hierdie maand van ons kyk, dan gaan ons 'n movie night. Amen. Maar ons gaan nog steeds prys en worship en dit gaan nie so erg oor die movie nie, maar dit gaan oor die boodskap wat hy het. Moenie ophou bid. Amen. Hou op om na die negatiewe dinge in die lewe te kyk en kyk na die positiewe dinge. Dis waaroor dit gaan. So daaraan kom ons nog steeds by mekaar. Dit gaan nog steeds so wees, maar daai aand ek wil hê almal moet besef, weet jy, ek het gisterand daar gesit en kyk.
Wie wil vanaand kom en sê, Here, ek soek die krag in my lewe. Daai regte, egte krag van God in my lewe. Dat die 9 gawes weer werk. Dat die eenvoudige bediening weer werk in my lewe. En in ander mense se lewe. Dat daar lewenskrag van God sal ontstaan in my lewe. Kyk, ek en u as gemeente, ons kan bid, Here, red Pietie en Sannie en die ander kant, daai dronk Jan, Kosie se siening goed. Ja, is reg. Dis wat ons moet doen, is dit nie? Maar dat daai mense kan sien dat die krag van God in ons lewens manifesteer. Ek vra vanaand. Wie is daar vanaand? Dat ek is. Nater is wat ek is. Wat sê ek vir jou? God kan 'n ding doen. Maar is ek nie bereid om hierdie prys te betaal? Maklik om te sê, pastoor so, broer so, suster so, wat. Maar is ons bereid om hierdie prys te betaal? Want toe ons aangesaai het in elk geval na, eerste plek as kind van God, jou hart en lewe vir die Here gegee, het die Here vir jou opdrag gegee. Ons wat in die bedieninge het verseker 'n opdrag gekry. Gaan en doen wat jy moet doen. Wat jou aanvind om te doen, jy doen. Nou, ek wil vanaand vir julle aanmoedig. Hierdie boodskap was dit vanaand vir julle. Gaan jy of gaan jy dit nie doen? Maar gaan sit, moenie net opspring op. Besluit ek gaan nie. Gaan sit en bereken die koste. Toe besef ek weer eens hoe groot is God. Hoe groot is ons God. Gaan dan heen en maak disippels. Nou baie keer is dit so iets wat iemand wat die Here nie ken nie, aanraak. So daai aand dan bring jy 'n vriend. Bring jy saam. En ek wil julle ook sommer graag voorbaat net mooi vir daai aand ons het genoem. Amen. Ons het hierdie jaar is daar groot planne vir ons gemeente. Amen. Ons het donderdag aan, dis daar kerkraadsvergadering 7 uur by 66, 64 hout. Hoi. Die maak om by 'n bietjie 'n plek by mekaar. Prys die Here. Alraai. 64 hoi. Straat. Dis 'n braakpunt.
Januarie maand 'n nuwe blaadjie gekry nie? Special delivery. Dat jy dit nog kry. Amen. Nou kan ons maar afsluit, nee. Kom ons sluit ons. Vader, dankie vir wat U vir ons doen, Here. Dankie dat U ons tot nou toe deurgedra het. Here, nog verder sal deurlei. Here, ons kom vanaand, Here, waar ons hier na die tyd, Here, 'n bietjie koffie drink en net 'n bietjie kuier. Here, daarna vandag vra ek dat U ons sal vandag met U liefde, Here, wat ons veilig tot ons by ons huisies. Here, bring ons weer Woensdag aan terug. Ons moet 'n dankbare hart kon getuig wat U vir ons gedoen het. Al die lof en al die eer en aanbidding kom net. Ons dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen.